Goeiemôre. Julle moet daarom, dus ek sê, ek het op 'n lang terug was daar iemand gewees wat ek bygewoon het so toespraak en toe sê hy, kyk 'n mens moet eers groet voordat 'n mens sommer net wegtrek en begin. Ek wil regtig vertrou dit gaan vir julle 'n mooi dag wees vandag. Nie net hierson nie, maar ook later natuurlik met mense wat 'n mens liefhet. Net wat Jan genoem het rakende die kategese lesse wat nou begin het. Julle moet regtig verstaan dat alhoewel dit ook by die kerk gedoen word, is die uitdaging tog om vir julle hierdie geleentheid net so een keer 'n week. Julle kan self besluit waar en wanneer dat julle met julle kinders oor die dinge praat. Onthou nou net, ons gaan aan die einde van die kwartaal gaan ons 'n Bybel vasvra hê oor hierdie lesse wat gedoen word. So die ouers teenoor die kinders, en ek hoop nou regtig nie die ouers gaan verloor nie, hoor, dat julle dan ten minste ook daai Bybelverhale self ken en die Here leer lief kry. Nou, vandag het ons die voorreg om saam nagmaal te gebruik en ek het eintlik soort van vergeet van die nagmaal toe, maar toe Jan hulle deur die week vir my sê dis nagmaal, toe besef ek net, die Here is dan regtig wonderlik hoe hy 'n boodskap wat hy in 'n mens se hart gee op die ouend bevestig. Dat jy weet dat wat ons vanoggend met mekaar gaan deel, is nie sommer maar net iets wat vinnig oor besluit is iewers nie. Julle moet verstaan, ons leef 'n storie met die Here. 'n Storie waarin hy die outeur is. En hy is besig om op ons harte en ons gedagtes te skrywe. En deur dit te doen, verander hy ons lewens. En julle gaan nou vanoggend baie meer daarvan leer, maar ek moet sê, dit is my altyd hoe die Here by wyse van 'n lied, by wyse van 'n nagmaal of 'n doop, op die ou en tog seker maak dat ons regtig verstaan wat op sy hart is en wat hy graag met julle vanoggend wil deel. Nou, ek weet ons almal kom uit 'n baie, die jaar het in volle vaart begin. Ek wil graag hê julle moet net stil word saam met die Here en daarom gaan ons begin met 'n toewydingslied wat julle net hoef na te luister. Julle luister net na hierdie lied en in hierdie lied sal julle hoor word daar gesing van die wysheid en die krag van God. Dat sy wysheid word ons wysheid, sy krag word ons krag. En julle gaan dit nou later in die boodskap beter verstaan. Maar luister daarna en laat die Here toe om dit ook in jou hart en jou gedagtes nou rustig en stil te maak. Is God van my hart, niks maak meer saak nie, slegs hier U wil. Neem nou my gedagtes vanoggend tot aand, selfs as ek slaap U nabyheid my lig. Wees U my wysheid, die waarheid, die woord, versoen met U Godheid, vir ewig gebind. U is my Vader, en ek is U kind. U Gees nou in woning en eenheid herstel. Wees U my beskermer, my swaard vir die stryd. Wees U die Godspeel in wie ek verbly. U my sielsvesting, my veilige skuiling. Lig my na waar U is, o krag van my krag.
wat ook al gebeur. Wees steeds my toevlug, o Heerser van alles. Here, ons is die gemeente. In U is ons almal een. En gedring deur U liefde het ons alle mense lief. Ons vind ons vreugde daarin om hier vir U saam te aanbid, getrou vir mekaar om te gee en in eenvoud vir U te lewe. Here, verheerlik U self in en deur ons, sodat verlorenes gered en gebrokenes heel kan word. U voeg hulle by en saam beywer ons vir U koninkryk. Amen. Nou ek wil weer sê, wie is julle? Geliefdes, verlostes, kinders van die Here. Julle wat met hom versoen is, in en deur wie hy lewe, genade en vrede vir julle. Kom ons, ek gaan nou hierdie lied wat ons nou gaan sing, hierdie loflied, as 'n beurtsanglied. Julle sing net die wit gedeeltes. Dit is Psalm 134 en dit is soos die, kom ons sê die Bybelse Israeliese volk ook met voorsangers dit gesing het. Nou of dit presies dieselfde woorde is, dit dink ek nie so nie, maar kom ek sê vir julle dat julle net 'n gevoel kry, want julle moet onthou, daai tyd het hulle nie flitsborde gehad nie. Daar was 'n voorsanger wat vir die volk voorgesing het en hulle dan agterna gesing wat ook al in wit is, die koorgedeelte, julle sal sien, hy is heeltemal in wit, dit sing ons almal saam, lekker hardop, so kom ons doen dit saam, staan en sing ons dit. Kom loof die Heer, alle knegte van die Heer, Kom loof die Heer, alle knegte van die Heer, wat s'nags in die huis, van die Here staan, hef op julle hande, na die heiligdom, en loof die Heer, en loof die Heer. Kom sing sy lof, hy wat altyd by ons bly, Skepper van die aarde, en die hemel daarbo, hef op julle hande, na die heiligdom, en loof die Heer, en loof die Heer. Kom prys die Heer, hy wat ons bewaar, hy waak oor ons, elke dag en nag, hef op julle hande, na die heiligdom,
Die troon is vir ewig. Ons harte buig nou neer. Voor die God wat leef. Die lig skyn helder. Die woord bly vir altyd. O Heer, ons aanbid U. Die waardig alleen. Kom loof die Heer. Alle knegte van die Heer. Wat snags in die huis. Van die Here staan. Hef op julle hande na die heiligdom en loof die Heer. Loof die Heer. As jy julle kan maar sit. Nou, julle het nou gesien in die tema, dit gaan oor die wysheid en die krag van God. En ek het net gewonder, as ek nou sommer so, voordat ons enigstens dink of praat daaroor vir jou sou vra, wat dink jy is die krag en die wysheid van God? Hoe sou jy dit beskryf? As 'n mens nou dink aan al die Ou Testamentiese gebeure, en al die groot mag en krag wat God openbaar uit aan, net aan sy eie volk nie, maar natuurlik aan alle ander volke, dan sou 'n mens, daar's 'n liedjie wat die kinders sing, my God is so groot en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen nie. En natuurlik sal 'n mens so aan die krag en die wysheid van God kan dink. Maar is interessant, wanneer Paulus oor die krag en die wysheid van God praat hy heeltemal anders daaroor. En julle moet nou verstaan dat hierdie brief is geskryf aan die gemeente in Korinte, of die gelowiges in Korinte. Korinte was die hoofstad van 'n Romeinse provinsie gewees, en in Handelinge 18, as julle nou regtig vir julleself 'n guns wil gaan doen, gaan lees in Handelinge 18, hoe dat hierdie gemeente tot stand gekom het. En julle sal vind dat Paulus daar skrywe, ook waar hy nou vertel natuurlik wat met hom gebeur het, is dat dit was baie moeilik gewees. Want dit is 'n stad waarin allerhande heidense afgode aanbid is. En daar het Paulus wel onder die Jode begin. Hy het soontoe gegaan, nou hy het mos hierdie roeping nou in sy hart gehad om al die mense, nie net onder andere die Jode self nie, maar ook die heidene nasies te vertel van Jesus. En hy het hierdie passie gehad om vir hulle te oortuig dat Jesus is die een in wie hulle moet glo om gered te word. Maar dit is nie maklik nie. Hoorie, so as julle self in die wêreld nou, hier in Australië, ander mense wil oortuig om te glo. Dis nie maklik nie. Die interessante is, hy het by Aquila en Priscilla gaan bly, en vir die eerste tydperk het hy saam met hulle tente gemaak, ook natuurlik om te probeer aan die lewe bly. Dis waar die gedagte kom van 'n dominee word 'n tentmaker, so hy is nie net voltyds met dit besig wat ek nou doen nie, maar hy het dit ook deeltyds gedoen deur tente te maak. Dis waar die woord tentmaker vandaan kom, nê? Paulus was 'n tentmaker geweest. Maar die interessante is, daar het niemand tot bekering gekom nie, hoor. Hy het elke Sabbatdag gegaan na die sinagoges, geredeneer, maar hy het nie 'n deurbraak gemaak nie. En toe het Timoteus hulle by hom aangesluit vanuit Macedonië uit. En toe het hy om een of ander rede begin om dit voltyds te doen, so ek lei af. Hy het ook deur die week begin praat. En in daardie tyd, julle sal lees ook daarso, het hy nogal redelik moedeloos geword. Maar die Here het aan hom verskyn, sê Paulus, en die Here het vir hom gesê, Paulus, moenie bang wees nie. Hou net aan om vir die mense te vertel. Hou net aan. Dit sal gebeur. En toe gebeur dit. Die eerste persoon wat tot bekering gekom het, wat tot geloof gekom het, interessant genoeg, is die hoof van die sinagoge. Nou kan jy dit indink.
Die hoof van die sinagoge, wat eintlik die Joodse godsdienst verteenwoordig, wat anti-Christus was, is die eerste een wat tot geloof kom. Is dit nie ironies nie? En daarna het natuurlik nog baie mense tot geloof begin kom in die Here. Hulle is gedoop, en dit sal julle nou ook sien in die gedeelte wat ons gaan lees, natuurlik in daardie tyd as mense tot geloof gekom het, is dit bevestig aan hulle deur die teken van die doop om te sê, julle net so seker as wat julle hierdie water nou ook sien en voel, so seker het julle nou deel aan Christus. Maar ek wil nou hê julle moet weet in daardie konteks van, laat ek net vir julle dit ook sê, dat 'n paar jaar na 1 jaar en 6 maande presies, dit word vir ons gesê, het Paulus aangegaan na ander plekke toe. Maar dink julle alles het nou wonderlik gegaan in die gemeente van Korinte? Alles behalwe. Trouwens, alles het begin verkeerd loop. Want die feit dat Paulus wou hê hulle moes glo en vertrou op Jesus alleen, dat Jesus die kern van alles moet wees. Wat gebeur met ons mensdom? Ons begin stry en beklei oor enigiets. En dis wat daar gebeur het. Hulle het begin van mekaar, hulle was onderling verdeeld oor die verstaan van die doop. Want onthou nou, ander mense wat tot geloof gekom het, is dan deur mense wat leiding geneem het ook gedoop. En toe het hulle gesê, maar ek is van Apollos gedoop, en ander ek is van Sefas gedoop, en Sefas se doop is belangriker as die van Apollos, want ek hou meer van Sefas as van Apollos, en dit, julle kan sien, dis nie reg nie. Die ouens, dis net vir my so typies mens. Daar was nog ouens wat nou probeer korrek wees het ook, en hulle sê, nee, maar ons is nie deur Apollos of Sefas gedoop nie, ons is deur Christus gedoop. Nou ja, dit is ook so, natuurlik is dit so, maar dit het nie die probleem opgelos nie. Daar was verdeeldheid, en Paulus was hartseer daaroor, en toe skryf hy die brief aan hierdie gemeente. Nou hierdie was nie die enigste ding van verdeeldheid nie, hoor. Hy het oor alles beklei, oor die huwelik. Wanneer mag jy buite die huwelike verhouding hê en binne die huwelike verhouding hê? Hulle het beklei oor hulle samekomste. Wanneer mag jy praat en wie mag praat en wie mag nie praat nie? Spreek in tale of nie spreek in tale nie. Hulle het beklei oor wat jy mag eet. Wat mag jy offervleis eet of mag jy nie offervleis eet nie? Wanneer mag jy offervleis eet en goed? Hulle het oor alles beklei. Tipies soos vandag. Maar weet julle wat? Hulle het die krag en die wysheid van God verloor. En dis hoekom Paulus net nadat hy in die eerste hoofstuk praat oor julle so verdeeld met mekaar, julle byt en verskeer mekaar, oor al hierdie dinge. En dan sê hy net voor ons skriflesing die volgende: Christus het my immers nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig. Nou, so met ander woorde, ek is nie geroep om dit te doop nie. Dit is julle beklei oor doop. Dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor die evangelie. Die evangelie, ek het nou al vir julle gesê, julle moet hierdie woord net altyd verstaan in die lig van Johannes 3 vers 16. So lief het God die wêreld, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Paulus sê, ek het gekom om dit en dit alleen te verkondig. En dit nie met woorde van menslike wysheid nie. Nie met woorde van menslike wysheid nie. En dis waaroor ons vandag nou gaan praat. Want dan sou die kruis van Christus sy krag verloor. En ek weet as julle dit lees nou, dan verstaan julle nie mooi wat Paulus daarmee bedoel nie. En dis waarvoor ons vanmôre bymekaar is. Net die gedeelte na ons skriflesing van vanoggend in 1 Korintiërs 2 sê hy die volgende. Hy sê, wat ons verkondig, hierdie evangelie wat ons verkondig, is die wysheid van God. Die verborge waarheid wat bedek was en wat God van ewigheid af vir ons voorbestem het tot ons ewige heerlikheid. Nou die brief in Korinte, hierdie 1 Korintiërs 1, hierdie eerste brief, eindig op 'n verskriklike hoë noot. Dis waar ons volgende Sondag gaan uitkom. Julle moet weet, as julle die mooiste en die beste van die evangelie van Jesus Christus wil hoor, moet julle nie volgende Sondag mis nie. Want waartoe is ek en jy voorbestem?
voorbestem tot ons ewige heerlikheid. En dis wat Paulus, ons gaan volgende Sondag daarby stil staan. Maar dan sê Paulus ook, aan ons dan het God dit deur die Gees bekend gemaak, en julle sal nou sien in die gedeelte wat ons gaan behandel, dit is die krag van God. So ek wil vir julle die antwoord klaar gee. Die wysheid en die krag van God is nie dit wat ons dink dit is nie. Dit is so anders. En dis waaroor ons vanoggend gaan praat. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Onse Vader, Here, Sondag na Sondag hoor ons boodskappe. Ons sien dit op die televisie, as ons na die YouTube kanaal kyk, is daar duisende boodskappe. Maar Here, in dit alles is die evangelie in opgesluit. En Here, ons erken dit nie. Ons herken dit nie. Ons verstaan dit nie. Wat is u krag en u wysheid? Dit waarop Paulus geroem het, waarop hy gestaan het. En wat hy met groot erns en geduld, deur al die jare wat hy vir hom gegee het op hierdie aarde, dit met 'n oortuiging met mense gedeel het. Dieselfde erns, dieselfde wysheid, dieselfde krag wat vandag ook op hierdie oomblik hier nou by ons is. O Here ons God, maak ons harte ontvanklik, ons gedagtes oop en helder om te verstaan en te hoor wat u vir ons leer in Jesus se naam. Amen. So ek wil graag hê jy moet vandag, as jy ook ooit weer dink en wonder en twyfel, en jy sal sien hierdie boodskap is bedoel vir almal van julle, omdat julle is die mense in en deur wie Jesus leef, klein en groot. Die kinders moet weet dat van die oomblik wat jy Jesus ken, begin hy in en deur jou leef. En dit is die krag wat in en deur ons vloei. Maar ek wil hê julle moet dit self sien, so kom ons lees dit net eers saam. Julle kan dit saam met my lees. Hy sê, die boodskap van die kruis van Christus is wel onsin vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Daar staan tog geskrywe dat die wysheid van die wyses sal ek vernietig, en die geleerdheid van die geleerdes sal ek tot niet maak. Waar is die wysgeer van die wêreld nou? Waar die skrifgeleerde, waar die slim woordvoerder? Het God nie die wysheid van die wêreld tot onsin gemaak nie? Dit was die bedoeling van God in sy wysheid, dat die wêreld nie deur geleerdheid tot kennis van God sou kom nie. En daarom het God in sy goedheid besluit om deur die prediking wat vir die wêreld onsin is, dit te red wat glo. Die Jode, hulle vra wondertekens en die Grieke soek wysheid. Maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. Vir die Jode is dit 'n aanstoot en vir die ander is dit onsin. Maar vir die wat deur God geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. Wat vir die wêreld die onsin van God is groter wysheid as die wysheid van mense. En wat vir die wêreld die swakheid van God is groter krag as die krag van mense. Maar dink maar net aan wat julle was, broers, aan wat julle was toe julle geroep is. Volgens die opvatting van mense was daar nie baie geleerdes of baie invloedrykes of baie mense van aansien onder julle nie. En tog, wat vir die wêreld onsin is, het God uitgekies om die geleerdes te beskaam. En wat vir die wêreld swak is, het God uitgekies om die sterkes te beskaam. En wat vir die wêreld sonder aansien of betekenis is, ja wat niks is nie, het God uitgekies om wat iets is tot niet te maak. Voor God het geen mens dus iets om op te roem nie. Aan God is dit te danke dat julle met Christus Jesus verenig is. Hy het vir ons geword die wysheid wat van God kom, die vryspraak, die heiliging en die verlossing.
En daarom soos daar geskrywe staan, die wat wil roem, moet in die Here roem. Ek gaan nou net tot daar lees, want soos ek vir julle sê, hierdie is eintlik, het julle geweet dat Petrus wat ook natuurlik Paulus se briewe gelees het op 'n stadium gesê, ja, dit is allemaal moeilik om Paulus te verstaan. Nou in die oorspronklike Grieks, die wat julle nou nie weet nie, want wat ek nou gesien het, en op 'n stadium moes geleer het, daar was sekere gedeeltes in die Bybel wat ons uit ons kop uit in die Grieks moes geken het. Ons het mondelinge daaroor gedoen, en Paulus het hierdie gewoonte gehad, dat as hy begin skryf het dit net dood eenvoudig uit hom uitgevloei. Nou hy het ook baie keer mense gekry om vir hom te skrywe, maar ek moet vir julle sê, ek kry daai ou bitter jammer, want Paulus, as hy begin praat het oor die Here, het hy aaneenlopend geskryf. Sy sin het met ander woorde nie kommas en punte in goed gehad het, dit was 'n aaneen sin van wat hy wil sê. En dit is uiteindelik wat 'n mens ook hier sien, dat hy praat so vinnig oor 'n klomp groot goed, dat dit maklik by ons kan verbygaan, en dis hoekom Petrus onder andere gesê het, wat Paulus dan ook skryf is nie altyd so maklik om te verstaan nie. Maar ek wil graag vir julle net stap vir stap deur dit vat, dat julle kan verstaan, wat is die punt wat Paulus wil maak? Want onthou nou, hy skryf vir gelowiges soos ons. Mense wat in ons alledaagse lewe almal met verskille rondloop. Maar die probleem is, as my verskille op die ou end my vervreem van mense wat die Here liefhet, is dit nie reg nie. En daarom moet ek bly by die essensie, by die kern, by die eenvoud. Ons sê vir mekaar in die begin van elke diens, Here, leer my om in eenvoud vir U te lewe. Wat beteken dit? Dit beteken om te lewe net in en deur en vir Jesus. Dis wat dit beteken in effek vir almal van ons. Ek wil net sê die eerste ding, maak dit nou vas in jou hart, dat die krag en die wysheid van God, vergeet nou hoe ons God in die Ou Testament ook leer ken. Hy is inderdaad die Almagtige. Maar weet julle, en dit is juist wat die wêreld nie kan verstaan tot vandag nie, dat die Almagtige God het in sy wysheid besluit om op 'n ander manier om te openbaar. Nie soos wat die mens sou dink of droom nie. En hierdie ander wyse waarop hy hom aan mense openbaar, is 'n boodskap. Dat die Here jou so liefhet. Hoor dit? Dis 'n boodskap van 'n lewende God. Ons het dit gesing in die begin in daai loflied. Ek glo dat die Here lewe. Hy leef hier en nou. Maar hierdie boodskap, sê Paulus, sentreer rondom 'n kruis waaraan 'n persoon Jesus hang. Nou, dis belangrik om dit vir julle te sê, want daar word baie keer gesê, Christendom is 'n teologie, 'n filosofie, 'n ideologie. Nonsies. Dis 'n persoon. Dis 'n persoon wat ek en jy kan ken, en ons het die voorreg om in 'n verhouding met hom te lewe. Weet julle, ek kyk so baie debatte op die televisie wat gaan oor vrae wat mense vir die Christendom het of vir Christelike apologete het. En as hulle vra, byvoorbeeld, daar word baie keer gevra, sê maar ek leef nou 'n goddelose lewe, baie lekker, en op my sterfbed sê ek, ja, ek glo in Jesus, dan gaan ek ook mos hemel toe. Volgens die Bybel, ja. Maar as jy so 'n vraag vra, dink jy regtig om te lewe sonder Jesus is regtig so wonderlik? Is dit dan so lekker om 'n lewe te leef wat selfvernietigend is, waar sonde soos 'n kanker in jou invreet en jou totaal en al doodmaak van binne? Verstaan jy nie dat om Jesus te kies hier en nou bring vir jou lewe, verlossing, vryspraak. Paulus noem daai goed agter mekaar. Die boodskap om in Christus wat vir ons die krag en die wysheid van God is vir ons ook die vryspraak, die heiliging en die verlossing hier en nou. Wie wil dit nou eers op sy sterfbed beleef? So iemand wat daai vrae vra, verstaan nie waaroor dit gaan nie.
Dit gaan oor die persoon Jesus, om hom te ken, hom lief te hê en vir hom te lewe. Dis hoekom ons by mekaar is hier. En Paulus stel dit so, hy sê die boodskap van hierdie kruis van Christus is onsin vir die wat verlore gaan. Maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Want my lewe, en dit sê ek vir julle met alle eerlikheid, as ek die Here nie geken het nie, weet ek nie wie en wat ek sou gewees het nie. Ek kan dit nie vir julle sê nie. Maar ek het nie 'n begeerte om sonder hom te leef nie. Ek sal nie sonder hom kan leef nie. Wat sou die sin van die lewe wees sonder Jesus? En mense wat ateïste is, hulle sê, ag, jy's onnosel. Dis onsin, want die waarde van die lewe lê in jouself. En geniet net die mooi van die lewe. Maar wat is die mooi van die lewe enigstens werd, as dit nie in 'n verhouding is met iemand nie? As jy wil lewe vir dinge, doen dit met die goed, leef vir geld, leef vir, om baie dinge te doen. Maar ek kies in my lewe om te leef vir iemand en met iemand. En dis wat die lewe vir my mooi maak. Dis wat die lewe vir my draagbaar maak. Paulus sê, mense wat wys is en geleerdes kan baie ure debatteer en filosofeer daaroor, maar hy sê hierdie eenvoud van hierdie boodskap is bo hierdie ouens se verstand. Weet julle dat Jesus het self op 'n stadium na die hemel opgekyk en gesê, Vader, ek dank U dat U dit vir slim en geleerde mense verberg het, maar dit aan eenvoudiges, aan geringe mense bekend gemaak het, hoe lief U hulle het. Want hulle verstaan dit nie, hulle wil met hulle verstand self God wees. Die tweede ding wat ek wil hê jy moet verstaan is dat, en dit is juis hoekom die krag van God is so groot. Want hierdie boodskap word oorgedra deur gewone mense. Ek wil hê julle moet iets baie mooi verstaan. In die tyd toe Paulus geskryf het vir hierdie gemeente Korinte, hulle het nie dit gehad nie. Hulle het nie 'n Bybel gehad nie. Die brief wat ons nou lees, is deur Paulus aan hulle geskryf. Dis 'n papier wat daar aangekom het, en dan is hy aan die gemeente voorgelees. Ons dink die krag en die wysheid van God lê in hierdie boek. Ja, dit is in die boek. Maar as hierdie boek nie in jou hart is nie, dan verstaan jy nie wat die krag en die wysheid van God is nie. Want die krag en die wysheid van God sê dat dit sal vloei, nie deur die dooie papier wat daarop is nie, maar deur 'n mens wat soos God liefhet, deur iemand soos jy. Want dis wat Paulus in die volgende sinnetjie sê, dit was die bedoeling van God in sy wysheid, dat die wêreld nie deur geleerdheid tot kennis van God sou kom nie, en daarom het God in sy goedheid, kan julle sien, in sy goedheid besluit, om deur die prediking, nou prediking is die verkeerd, dit is die woord kerygma, in Grieks, maar ek dink die ouens het dit verkeerd vertaal. Kerygma skep dadelik by julle die persepsie, dit gaan oor dit wat ek nou doen. Ek preek vir julle. Dit is prediking. En dan sê jy, maar ek preek nie. En my kinders sê, pa, moenie preek vir my nie. Dit is prediking. Nee, die woord kerygma in hierdie konteks beteken vertel, deel, verkondig, leef. Leef die evangelie. Dit was in die goedheid van God wat hy besluit het, dat hierdie kosbare woord van hom, hierdie boodskap, gaan deur 'n doodgewone, God het nie engele, die Hebreërbrief sê dit, God het nie engele gekies. Hy kon, maar hy doodgewone mense soos ek en jy. Weet julle hoekom? Want as ek swak is dit juis God se krag wat daardeur ten blootgestel word. Dis juis 'n doodgewone mens soos jy en ek, wat vir iemand sê, weet jy, ag ek weet ek kan jou nie oortuig om in Jesus te glo nie, maar ek gaan vir jou sê, ek het hom leer ken, ek het hom leer liefkry, en ek deel dit met jou, ek gaan dit nie wegsteek nie, ek gaan nie skaam wees daaroor nie, ek skaam my nie oor dit nie.
En dis wat uiteindelik die Here gebruik. Hy gebruik jou as sy boodskap in Christus. So moenie jouself uit die prentjie sien nie. Nie sien dat, kan julle dink dat in, wat is dit, Matteus 28, het Jesus gesê, gaan deel Bybels uit. Nee, hy het gesê, gaan en maak julle ander mense, my disippels, leer hulle, om te onderhou wat ek vir julle geleer het. Laat die boodskap deur julle vloei na ander mense. Paulus sê hierso, die Jode, julle Jode soek wondertekens, julle word beïndruk deur wondertekens, julle Grieke, julle soek wysheid, julle wil aan mekaar net debatteer en filosofeer oor wat reg en verkeerd is. En Paulus het geweet waarvan hy praat, want hy het in Handelinge 18 het hy ure gesukkel om met hulle te oortuig. Maar Paulus het geweet, dis nie wat mense uiteindelik oortuig nie. En hy kom nou en hy sê nou iets wat ons moet verstaan, hierdie boodskap. En daarom weet ek, vandag soos wat ek hierso staan, in 'n wêreld wat nog steeds nie glo nie, dat hierdie boodskap is oënskynlik kragteloos en onsin. Hy sê dit in vers 25, wat vir die wêreld onsin van God is groter wysheid as die wysheid van mense, en wat vir die wêreld die swakheid van God is groter krag as die krag van mense. Met ander woorde, Paulus sê oënskynlik 'n boodskap van 'n kruis, wat in die filosofie nie sin maak nie, want 'n God wat homself laat kruisig, en dit tot vandag toe, die interessante die Jesusbeweging wat in Suid-Afrika begin het, en julle weet die Jesusbeweging is die mense wat glad nie meer in God eintlik glo, soos wat ons in hom glo nie, en nie glo Jesus het werklik geleef selfs nie, dat hy bloot maar net 'n metafoor is. Dit het selfs vir hulle 'n struikelblok geword. Dat selfs die wysheid wat hulle het, in terme van al hulle kennis, en dis professore, kyk, die eenvoud mis dat dit gaan oor 'n persoon Jesus aan 'n kruis en nie 'n filosofie nie, nie 'n metafoor nie of 'n mooi beeld nie. Julle glo in 'n lewende Here wat julle lewens elke dag verander en meer laat word wat hy wil hê ons moet wees. Dit is 'n boodskap en dis wat julle nou moet begin verstaan, wat in en deur die geringstes, die nederigstes leef. Dit leef in ons. Hy sê, dink maar net aan jouself. Julle wat geroep is, volgens die opvatting van mense, was daar nie baie geleerdes, of baie invloedrykes, of baie mense van aansien onder julle nie. En wat Paulus hierso sê, is dat Paulus sê, God het jou gekies. Hy sê, wat vir die wêreld onsin is, het God uitgekies om die geleerdes te beskaam. Wat vir die wêreld swak is, het God uitgekies om die sterkes te beskaam of te oorwin. Wat sonder aansien is, wat sonder beteken is, ja, wat niks is nie, het God uitgekies om wat enige iets is tot niet te maak. Dis die krag en die wysheid van God. Oënskynlik dwaasheid en onsin en kragteloos in die oë van die wêreld. En nou kom ons by die hoogtepunt. Hierdie boodskap, en dit is waarmee ek begin het, gaan oor Jesus. En dit is Jesus wat in en deur ons lewe, en dit is die krag en die wysheid van God. As enige iemand vir jou vra, vertel vir my van die krag van God. Vertel hom van Jesus. Vertel vir my van die wysheid van God. Vertel hom van Jesus. Paulus sê, aan God is dit te danke dat julle met Christus Jesus verenig is. Hy het vir ons geword nou die wysheid wat van God kom, die vryspraak, die heiliging en die verlossing. Jesus. En as jy daarom wil roem, kan jy net in hom roem. So, nou moet julle verstaan, hierdie gemeente, onderling verdeeld oor baie dinge, nie net die doop nie, hulle beklei oor allerhande goeters. En Paulus sê, leef Jesus in julle. Het julle lewens verander om te word soos wat hy is? Want verdeeldheid sê die teendeel.
Julle ken hom nie vir wie hy is nie. Julle verstaan nie wat die krag en die wysheid van God werklik is nie, want dit is so anders as wat ons dink. Nou voordat ek by die laaste en ek wil nou vir julle sê, ek het baie gedink, hoe kan ek dit nou vir julle duidelik maak? En al wat ek by kan uitkom is om te sê, en weer eens, die Here het 'n wonderlike wyse waarop hy werk. Want Francine kies met die prentjies van hierdie diens. En dit is, julle het sou gesien het, is 'n prentjie van 'n man wat 'n Bybel het. En daar's 'n lig wat uit die Bybel uitgaan. En die vraag is, wat is die krag en die wysheid van God in die prentjie wat julle sien? Wat is die krag en die wysheid van God? Wat as ek vandag hier voor julle staan met hierdie Bybel in my hand. Waar is die krag en die wysheid van God? Dis hierso. Dis binne in my. En weet julle, dis wat my bang maak. Dit maak my so bang om met julle te praat oor die Here. Want ek is bang, ek sê iets verkeerd. Ek sê iets wat vir jou aanstoot gaan gee. Ek sê iets wat jou gaan verhinder om Jesus raak te sien. Ek is bang daarvoor. En daarom was dit vir my so mooi dat Paulus hierdie vrees vir my ook verwoord. Hy sê wat my betref broers, en dis net in die gedeelte hierna. Toe ek na julle toe gekom het, om die geheimnisvolle waarheid van God aan julle te verkondig, het ek nie met hoë woorde of groot geleerdheid gekom nie, asseblief julle. Ek hoop nie julle beleef het so nie. Ek probeer nie julle oortuig met geleerdheid nie. Ek het my voorgeneem om met julle oor niks anders te praat nie, as oor Jesus, as die Christus. Met ander woorde die Messias, die een wat sou kom, en wel oor hom as die gekruisigde, die een wat met ander woorde sy lewe vir jou en vir my gegee het. En dan sê hy dit in vers 3, bewus van my swakheid, en met groot en angs en huiwering het ek na julle toe gekom. Maar die boodskap wat ek verkondig, het julle oortuig. Nie deur my geleerdheid en my welsprekendheid nie, maar deur die kragtige werking van die Here se Gees. En dis is julle geloof, nie op die wysheid van mense gegrond nie, maar op die krag van God. Dis is julle geloof nie gegrond op wie dit ook al vir julle vertel het nie, wie julle gedoop het nie. Julle geloof is gegrond op die krag van God, wat die Heilige Gees is die een wat jou oortuig het om te glo. Ek wil vir ouers sê, as julle met julle kinders oor die Here praat, ek weet dit voel vreemd as 'n mens dit doen. Is nie altyd maklik om vir jou kind te sê, weet Jesus is lief vir jou nie. Dit is baie keer moeilik om dit te sê. En 'n mens is ook daai vrees van, ag Here, ek wil net nie iets so sê of iets doen as 'n ouer wat my kind kan verhinder om die Here in my ook te leer ken nie. 'n Mens het daai vrees, maar wees gerus. Want buiten ons vrees, wat reël is die realiteit van God se Gees groter. Hy is die een wat ons swakhede kan gebruik om juis die Vader te verheerlik. Dit het Paulus geleer. As ek swak is dit juis die krag van God. En hoekom ek vir julle gesê het, dit so mooi is, dit gaan nou oorloop in die nagmaal. Ons gaan nou na die nagmaal toe. Wat ons vandag gebruik, is die feit dat ons in die krag en in die wysheid van God lewe. Hierdie brood en die wyn wat Jesus vir ons gegee het, wat nou smal, ons weet mos nou die krag en die wysheid, is Jesus self. Hy is ons krag, hy is ons wysheid. En hierdie brood en die wyn is om vir ons te, net dood eenvoudig te kom sê, so waar as wat jy hierdie brood eet, en dit insluk, en dit deel word van jou liggaam, en hierdie wyn drink, en dit indrink, en dit sluk, en dit deel word van jou liggaam, so is ek deel van jou lewe, totale lewe. En ek sal jou nooit alleen los nie. Voordat ons die nagmaal gebruik, ek gaan net 'n kort gebed doen,
En dan kan mense so lank afkom wat gaan help vir ons om dit uit te deel. Nou gaan ek gou vir julle sê hoe dit gaan werk. Kom ons bid net. Onse Vader, voordat ons nou dit gebruik, wil ons U dank daarvoor. Dankie dat U self, Jesus, vir ons hierdie tekens gegee het van die brood en die wyn. Bevestig dit self in ons lewe en in ons harte. En dankie dat ons so pas kon gehoor het. Dis U Heilige Gees, Here, wat dit in ons harte sal kom vasmaak. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Goed, so as iemand net na vore kan kom, die mense wat vir my gaan help om uit te deel. Ek dink hulle kan net eers hier kom staan, dan gaan ek vir ons net eers die instelling doen. So ek wonder net nie, laat ons dit eers so maak. Kom ons deel dit eers uit. En daarna gaan ek dan die instellingswoord doen. Julle hou die glasie. En soos ek sê, die kinders is ook baie welkom. Julle wat in die Here behoort. Julle kinders kan ook. Vat vir julle glasie, vat vir julle 'n stukkie brood. En hou dit dan net vas, totdat ons dit saam kan gebruik. So ons gaan dit nou eers uitdeel. Goed, so ek dink kom vat vir julle wat julle moet nodig hê dan. Daar sê as julle almal, is daar mense wat nog ietsie kort kou, ons gee net vir hulle ook van die druiwesap daarso. Julle weet natuurlik terwyl ons nou so wag dat hierdie is bloot 2 tekens wat Jesus vir ons gegee het. Maar tekens wat bevestig, wat vir ons sê dit is so. Dis tekens om jou te herinner
en dat jy met ander woorde dit nie sal vergeet nie. En dis waarom ons dit so saam gebruik en ons is dis eintlik wonderlike geleenthede om vir 'n oomblik, en dit is hoekom die enigste, ek dink eerste gedagte wat by 'n mens kan opkom is net om te sê dankie Here, maar ek laat dit in jou oor, dit is nou tussen jou en die Here. Julle weet uit die brood wat julle het. Jesus het vir ons gesê, dit is teken van sy liggaam wat vir ons gebreek is. Die feit dat hy sy lewe vir ons gegee het, baie gelei het, baie swaar gekry het, maar dat hy sy lewe vir ons gegee het, sodat ek en jy volkome, let op die woorde, volkome vergewe kan wees, en dat ons met hom versoen kan wees. So neem dit, eet, drink, en dink daaraan dat die Here vir jou liefhet. Die beker van danksegging, wat natuurlik die wyn is, of die druiwesap is tekenend van die bloed van die Here Jesus, wat vir ons gegiet is. En daarom, 'n mens moet dit ook drink, en dink daaraan, dat weer eens volkome, jy vergewe is, volkome aan die Here behoort. Kom ons drink dit, dink daaraan, en dank hom daarvoor. Kom ons bid saam. Onse Vader, elkeen op ons eie persoonlike, unieke manier. Ons sê net vir U dankie. Ons weet dat as ons dankie sê, is daar niks wat ons kan doen of wat dit waardig sou wees. Want dit is so kosbaar. Dit is om die wysheid en die krag wat in en deur ons vloei te vier. Wat ek, Here, vandag in nederigheid van U vra, gee dat elkeen van hulle wat hier as U kinders is, in hierdie komende week sal begin beleef hoe dat U liefde, U vrede, U vreugde, U sagtheid, U omgee deur hulle vloei. Dat dit die krag is wat nie net hulle lewens verander nie, maar waardeur ook die lewens van ander om ons aanraak en verander. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Ons het nou geleentheid om die Here te dien met ons offergawe. En ek wil ook sê dat die kelkies, julle kan sommer net by die deure dit neersit as ons uitloop, hoor. Onse Vader, ons het elke Sondag hierdie geleentheid waar ons vir 'n oomblik ook voor U stil word. En net sê ook na aanleiding van die nagmaal wat ons gebruik het, hier is my lewe, Here, neem dit en alles wat ek is, alles wat ek het,
daarmee wil ons U dien. So ook die offergawe wat ons vir U gee. In Jesus naam, amen. Ons gaan afsluit met 'n baie bekende en 'n geliefde lied. Dit is natuurlik oor die liefde. En in 1 Korintiërs 13, net later in die brief praat Paulus daaroor dat dit eintlik, jy moet hierdie liefde van God vir ander mense gaan wees. Anderste is nie niks. Kom ons staan asseblief.